is welkom. Ja. Ja, welkom jou. Wat sê hy? Welkom. Okay, so op, sorry. Okay. Prys die Here. Daar sê prys die Here. Hy is nog so bietjie skerp. Kom maar. Goeiemôre, welkom aan almal hierso. So, kom ek kry net gou daarso. So. Dit bietjie beter. Yes. Ja, daar want dit klink sommer baie beter. Welkom vanoggend hierso by Alroos Gemeente. Prys die Here. Ja, welkom vanoggend hierso by ons diens. Ons het net so 'n bietjie gesit onder die klank. Dankie vir elkeen wat ingeskakel is, almal wat nog gaan inskakel, almal wat dink om in te skakel, almal wat weet hoe om in te skakel en almal wat van plan is om in te skakel. En almal wat volgende week gaan inskakel. So welkom aan julle. So prys die Here. Amen. Mense, vanoggend gaan ons nou verder. Verlede week was dit amazing geweest, waar die woord gesê het, die Here gee om vir jou. Waar die Here sê, hy gee om vir jou, vir dit klink beter, vir my maat is hier so in die begin van die jaar, ons is nou op die einde. Amen. Ja, die Here gee om vir my. So vanoggend gaan ons nou verder. Ek probeer, hy het nog so effens ek weet nie of dit dalk hierdie speaker is, ek moet probeer. 'n geluid wat my Here het, ja. Dit klink bietjie beter nou. Hy klink mooi vir my. Ja, okay, prys die Here, ekskuus. Dit is my okay, vanoggend. Die woord van die Here gee ons in Jeremia 7 vers 23. Maar hierdie saak het ek julle beveel, naamlik luister na my stem. Wat sê die woord van die Here? Luister. Wat? Luister na my stem. Nou begin dit. Luister na my stem. Die woord van die Here sê vir ons uitdruklik wat ek en jy moet doen. Ons moet luister na sy stem. Okay. Dan sal ek vir julle 'n God wees. Dan sal ek vir julle 'n God wees. Maar ons luister nie. En die Here sê hy het jou lief. Ons weet dit, maar ons pas dit nie toe nie. Hier sê die Here vir ons, luister na my stem. Jonathan, hy is nog skerp. Hier sal geluid wat by Here teen. Luister na my stem. Mag wat ek nog iets straks. Prys net die Here. Okay, kom ons kyk nou. Dit gaan nou beter wees. Ekskuus. Daar sê, dit klink nou heel wat beter. Hey. Skryf voor met die klank. Prys die Here. Die woord van die Here sê, luister na my stem. Luister na my stem. En dan sal ek vir julle 'n God wees. God wees. Nou, as jy hierdie woorde hoor, moet dit in jou hart inval. Dan moet dit in jou Hart inval. want jy moet begin ag gee op die woord. Die woord sê, luister na my stem en ek sal vir jou God wees. As jy bid, kan jy sê, Here, ek luister na U. Want jy het die reg om op die woord van die Here te staan. Okay, maar nou, die woord gaan nog verder. Hy sê, halleluja. En julle sal vir my 'n volk wees. Julle sal vir my 'n Volk wees. prys die Here. Julle sal vir my 'n
vir my 'n volk wees. Die Here sê uitdruklik, ja, dit klink nou beter. Ja. 'n volk wees en wandel in my weg. Wat sê die Here? Die Here sê, luister na my stem. Dan sê hy vir my, hy sal vir my 'n God wees. Hy gee my 'n opdrag wat om te doen. Maar dan gaan hy verder en hy sê ook vir ons dan die volgende stap. En julle sal vir my 'n volk wees. En dan sê hy vir my, as ons sy volk is, dan is ons sy kinders. Wanneer ons sy kinders is, wat gaan die Here dan doen? Die Here gaan saam met ons wees, want ons gaan in die weg, in sy weg wandel. Ons gaan op sy weë wees in Jesus naam. Ek sê hierdie week hoe klank hy so. Hy is nog nie reg. Hy het en wandel in my weg. En dan sê hy, wat ek julle beveel, dat dit met my, dat dit met julle goed kan gaan. Hoekom gaan dit nie goed nie? Want ons wandel nie in die weë van die Here nie. Die Here is nie ons God nie, ons bedrieg onsself. Vanoggend gee die Here my 'n ander vers, ek het hom nie ingebring nie. Iemand wat syp is 'n lawaaimaker. Dis 'n man sonder verstand. En hoeveel mense het hierdie tyd gesit en gesyp. Hulle is klop lawaaimakers. Mense met geen verstand. En ja, Here, hierdie dan vergewe my, maak my oor doof, Here, dat ek net kan konsentreer op die boodskap. En dit teer. Prys die Here. En nou vanoggend, ons almal soek antwoorde. Ek gaan nie met 'n mic kry. Ons almal soek antwoorde. Maar ons hardloop die kant toe, ons hardloop daai kant toe. In plaas daarvan dat ons na die stem van die Here luister, in plaas daarvan dat ons net sê, Here, U is ons God, U is 'n God vir ons. In plaas daarvan dat ons sê, Here, ons wandel in U weë. Maar dan verloor ons hoop. Hier is ons op die einde van die jaar. Hoeveel keer hierdie jaar het ons geval? Kom, herken dit. Hoeveel keer hierdie jaar het ek gesê, Here, dinge is tyd. Dinge is te veel vir my. Hoeveel keer hierdie jaar? Hier kom nou 'n nuwe jaar. As ons nie nou leer om op te staan en op die Here te kan vertrou nie, hoe gaan jy ons op die Here vertrou? Hoe gaan ons vas staan en uitsien na hierdie jaar wat nou kom? Hoe gaan ons uitsien na die Here ons antwoord? Hy sê hy sal vir ons 'n God wees. Maar ons moet luister na hom. Ek sê hier op terras vanoggend, ek is hierso om te wys, daar's hoop. En ons gaan nou 'n nuwe jaar in, maar jy kan nie die jaar ingaan as jy hoop verloor het. Ons kan nie hierdie jaar ingaan wat nou voor lê. En jy's moedeloos, jy's gedaan. Jy lieg en bedrieg jouself. En hierdie kan sê jy, ja, jy is so, maar dit kom en dan, ek sukkel en ek gee op en die Here antwoord nie en alles probeer jy op jou eie doen en niks werk uit nie. Jy raak moedeloos, jy raak gedaan en nog voordat jy einde van Januarie is jy al gedaan. En dan is nog 11 ander maande wat vir jou wag. Elf ander maande wat jy nog steeds deurgaan. Hoe gaan ons deur? Waar dra want dis hoe ons die jaar ingaan. Ons gaan hom in, maar ons sien nie dat dit gaan verbeter nie. Al wat ons sien is probleme, omstandighede, finansiële druk en weet jy wat sal die druk van die wêreld raak net al hoe moeiliker. En dit raak al hoe erger. Dit raak al hoe erger.
Die pryse gaan op, die petrol gaan op, krag gaan op, water gaan op, alles gaan op. En wat sê die mense? My salaris bly net daar. So wat as jou salaris daar bly? Sê dankie Here, ten minste bly dit daar. Dit verdwyn nie. Maar die woord van die Here sê, jy moet nie geldgierig wees. Die woord van die Here sê, jy moet tevrede wees wat jy het. Maar ons is nie tevrede nie. Hoekom kry jy nie 'n bonus nie? Want jy is nie tevrede nie met wat jy het nie. Hoekom word jy oortyd gesny? Jy moet tantrums gooi. Jy attitude het. En dan loop ons maar weer 11 ander maande swaar dra. Van Januarie af, Februarie, Maart, April en elke maand loop ons so. En weet jy wat gebeur? Ons gesondheid lei daaronder. Ons gesondheid lei daaronder. En dan sit ons eie skuld. Die Here het gesê lewe. Maar ons kies nie lewe nie. Ons luister nie na die stem van die Here nie. Die Here sê hy het hoop vir ons. Maar ons sien dit nie. Wat sien ons? Moeilikheid. Ons gaan hierdie jare in en ons spreek ons al klaar die moeilikheid uit. Daar's hoeveel families wat ingaan hierdie jaar wat hulle geen eers liefde het nie. Hy weet van paas, maas wat eers hulle eie kinders kan groet nie. Wat eers by hulle kinders kan koffie maak in die oggend. Wat eers by hulle kinders 'n drukkie kan gee. En dan gaan hulle in hierdie nuwe jaar in sonder liefde. Wat sien die kinders? Net 'n geskree, 'n pa wat 'n groot bek het en 'n ma wat 'n groot bek het. Ons praat Afrikaans nou. Want hulle min net die hele tyd. Dis al wat hulle kan doen en dan vloek hulle, want dis al wat hulle kan doen. In plaas daarvan om terug te keer na die Here toe en vir die Here sê, Here, ek is jammer. Ek is nie 'n voorbeeld. My kinders kan nie eens opkyk na my nie. En dan kry ons die oproepe. Families wat sukkel. Maar ons die nuwe jaar gaan in. Wie se skuld is dit? Dis die pa en die ma se skuld. Dis hulle slegtigheid. Want hulle was verantwoordelik gewees vir die familie. Hulle was verantwoordelik gewees om in God se weë te wandel. Hulle is onderstel om die leiding te wys vir die kinders, om vir die kinders te sê, my kind moenie luister wat is. Hulle is onderstel vir die kinders te sê, moenie moederloos wees. Kom ons staan vas. Dis hoe dinge gedoen word. Ons dien die Here. Hy weet. Maar hulle maak eers die Bybel oop. Maar die woord sê, luister na my stem. Ek sal vir jou 'n God wees. Hy sal vir ons 'n God wees. Mense, vanoggend moet ons terugkeer na die woord. Nou, hier kom die woord nou vanoggend. Ek gaan nie heraas met jou nie, ek gaan nie beklei nie. Moenie sleg kom nie, as jy wil hol, moet jy nou hol. Okay, kom ons gaan na die boeke van Jeremia toe. Ons bly daar, so Jeremia 33 vers 3. Roep my aan. Dit beteken, wat sê die Here? Roep my. Wat sê die Here? Wat sê die Here? Nou as jy honger is, dan weet jy wat jy honger is. Nee, dan sê jy, ma, ek is honger. Dan begin jy al draai by jou ma. En dan hoor ma nie, die ma wil nie hoor nie. Dan draai jy vir 'n tweede keer en 'n derde keer. Begin jy nie later na jou ma roep en sê, ma, ek is honger nie. Hè? Jy doen. Maar ons roep nie na die Here nie. Wat doen ons? Ons luister. Here, ons harte is nie in die Here. Ons blaf onsself. Die Bybel sê, roep my aan. Roep! Maak ook jou keelgat, man. Roep die Here, roep hom. Sê, Here, hier is my God.
Wat het die blinde man gedoen? Hy het gesê, Here, seun van Dawid, wees my barmhartig. Sy disippels sê, nee man, raak stil, moet nie, los die meester, laat hy gaan. Daai man, hy steur hom nie aan die disippels nie, hy sê, Here! Hy roep na die Here. Seun van Dawid, onmiddellik, die woord sê, toe gestaan die Here stil. En hy vra, wat wil jy, wat moet ek? Wat wil jy, wat moet ek doen? Maar ons roep nie na die Here, wat doen ons? Here, ons fluister. Ons roep nie uit ons hart uit, ons siel uit na die Here nie. Die skrifte leer vir ons, roep. Hier sê die woord vir ons, roep na die Here. Die Here is nie doop nie, maar die Here soek ons alles. Dat ons siel, gees en liggaam hom moet aanroep. Nou as ek net sê, Here, dan staan my hande stil. Dis die siel, gees en liggaam. My siel, gees en liggaam moet die Here aanroep. Ok, dan sê die woord verder. Maar dis Jesus se telefoonnommer. Jeremia 33:3. Wat is die teksvers hierso? Wat is die teksvers hierso? Wat is die teksvers? Wat is die teksvers? Ok, julle het almal nou voor. Jeremia 33:3. Hou dit vir die res van julle lewe. Hy sê, roep my aan en ek sal nou kom twyfel ons. Daar's hoop. Maar dis omdat ons attitudes in die pad is. Ons verhouding met God is nie opreg nie. Ons lieg en bedrieg vir die Here. Ons maak, almal moet sê ek dien die Here. Maar hier op die kantlyn staan jy en jy kry die knocks. Jy kry die aanslag, jy kry alles. Dit voel of jy alleen in jou wêreld is. Dit voel of jy alleen hierso staan. Jy weet nie wat se kant toe. Wat laat van dat jy net terugdraai na die Here en sê, Here! Roep hom aan. Roep hom aan, moenie skaam wees nie. Nie fluister nie. Roep hom aan. As jy bang is iemand gaan jou hoor daar waar jy bly. Ons het 'n lekker plek hierso waar ons bid. Pragtig. Jy gaan daar en jy roep. Jy kan roep na die Here. Jy sê, Here, asseblief. Want ons almal wil hierdie jaar ingaan, maar dit help nie. Jy sê, Here, help my. Maar jy het nie 'n verwagting. Jy het geen verwagting dat die Here jou gaan help. Want hoekom? As jy my iets vra, en jy wil hê ek moet dit doen, dan gaan jy verwagting. Is dit nie? Want jy gaan my vra, ek probeer nou vandag dink aan iets. Gee my 'n voorbeeld, help my gou dink aan 'n voorbeeld. Ok, jy vra my, gaan maak vir my koffie. Jy gaan verwag dat ek nie moet inkom met 'n koppie koffie. Dis net 'n voorbeeld. Maar wat by die Here? Hy sê roep my aan en ek sal jou antwoord. Ek sal vir jou gee. Hy sê dit vir jou. Maar jy's nie in die Here nie. Jou hart moet in die Here wees. Daar's 'n hoop, daar's 'n antwoord vir ons vanoggend. En die woord gaan verder en hy sê vir ons, ek sal jou antwoord. Jou bekend maak groot en ondeurgrondelike dinge wat jy nie weet nie. Die Here sal vir jou ondeurgrondelik deurkom. Hy kan vir jou deurkom. Waaraan jy nie eens kan dink. 'n bo-natuurlike manier kan die Here vir jou antwoord. Hy sê hy sal dit doen.
Die woorde wat die Here spreek is gees en die woorde wat uit die Here se mond uitgaan kan nie leeg terug. As die Here sê, hy sal jou antwoord, dan sal hy jou antwoord. Hy sal. Herinner God aan sy beloftes. Here het gesê, u sal antwoord. U het gesê. Baie van ons wag vir deurbrake, baie van ons verwag hierdie nuwe jaar dat dinge moet verander. Maar jy kan nie verwag as jy God beroof nie. As jy 'n rower in die diep is. Onthou jou jou 10 minute, jou 2 uur en 40 minute 'n dag. Jou 10% wat jy vir die Here moet gee en dan bid. Om loof en prys en hom groot maak. Moenie probeer 'n deal met die Here maak nie. Die Here maak nie deals met jou. Want as jy jou nie eers kan vertrou met 'n R5, hoe gaan jy jou vertrou met R1 miljoen? Want jy lieg maar. Daai is alles dinge wat jy moet oop wees, sodat as jy roep na die Here, dat die Here jou kan antwoord. Dat die Here vir jou sal deurkom. Dat die Here vir jou sal die deurbrake gee, die harte van jou begeertes van jou hart vir jou sal gee. Dat die Here vir jou die stryd sal stry, dat hy vir jou God sal wees, dat hy daar sal wees. Hy sê, luister na my stem. Ek sal vir jou God wees. Hy het nie gesê miskien nie, hy het gesê ek sal. Hy het gesê ek sal jou antwoord. En dis van ons shortfall. Hierdie nuwe jaar lê oop. Ek sien uit na hierdie nuwe jaar. Groot dinge gaan gebeur. Groot dinge kom na ons dorp. Groot dinge gaan in hierdie gemeente gebeur. Groot dinge gaan in my huis gebeur. Groot dinge gaan gebeur. Want ek het 'n verwagting dat die Here iets gaan doen. Ek het 'n verwagting dat die Here die siele gaan omdop. Ek het 'n verwagting, een van die dae gaan die paas of dink hulle loop en dan kruip hulle tot die voorman. Hulle gaan kruip op hulle knieë. My gebed is dat die Here die manne by die stoele moet afklap. Dat hulle hier kom lê. Dat hulle die hemel en die hel moet sien. Dat hulle moet sê, Here, ek moet regmaak met U. Here, ek het verkeerd gewandel. Ek het 'n verwagting dat die Heilige Gees gaan beweeg. Ek het 'n verwagting dat 2026 die jaar van die Here gaan wees. Ek het 'n verwagting dat mense gaan genesing word. Ek het 'n verwagting dat die blindes kan sien, die dowes kan hoor. Ek het 'n verwagting dat die Here vir ons onweergrondelike dinge gaan doen. Ek het 'n verwagting dat die Gees van die Here hierdie jaar die mense aan die brand gaan kry. En ek het 'n verwagting dat die Bybel gaan hou. Halleluja. Amen. En hy gaan nie taxi ry. Hy gaan spoed vat. Ja. Maar ek en jy moet ons begin gereed maak om die Here aan te roep. Ons moet gereed wees om na God uit te roep. Ons moet gereed wees. Dit help nie ons sê ons is gereed, maar ons doen dit. Kom ons kyk gou na die volgende vers. Ek wil nou mooi kyk hier. Almal wag nou vir Jeremia 29. Vers 11, 12, 13, 14. Dis 'n amazing vers, jy kan hom merk in jou Bybel. Jy kan op hierdie vers vas staan. Daar's 'n fliek wat gemaak is op hierdie vers. Dit gaan oor 'n vrou wat haarself ingespuit het met dwelms. En in haar toestand is daar 'n moord gepleeg. En omdat sy niks kan onthou nie, sy skuldig bevind in Amerika, as 'n ware vrou. Sy is tot die dood toe veroordeel. Dieselfde inspuiting wat sy gebruik het om haarself haai te maak,
het hulle gebruik om haar in te spuit. Dat sy moet sterf. Maar vir 2 jaar, terwyl die hofsaak gedraai het sy haar hart vir die Here gegee en sy het op hierdie verse gaan staan. En die dag toe hulle haar ingespuit het, laat die hoof van die gevangenis gesê, hy het dit nog nooit gesien. Hulle sluit die sel oop, sy harte van die sel af, sy gaan spring op die bed en sy sê vir hulle spyt. Toe sy gereed om Jesus te ontmoet. Sy kan nie wag nie. Sy kan nie wag nie. Hy sê hy het dit nog nooit gesien in sy lewe. Hy het dit nog nooit gesien in sy lewe nie. Die fliek was baie touchy. Ek het hom somewhere op 'n video, ek gaan net weer 'n bietjie kyk waar sy is, of nie enig speel. Mense, maar die verwagting wat jy het. Roep my aan, ek sal vir jou God wees. As die Here sê hy sal vir jou God wees. Wat wil jy hê, wat moet hy doen? Sit jou lysie voor hom neer. Sit jou lysie voor hom neer. Kom aan mense, hier's 'n nuwe jaar wat ingaan. Jy kan nie hierdie nuwe jaar ingaan met swaar dra al aan die een kant. Omstandighede gaan nie verander. Weet jy waar kom nie verander? Ja. As jou hart verander, dan verander die omstandighede. Hoekom? Want ek is nie meer bedruk nie. Ek is nie meer bedruk nie. Het is lekker om die Here te dien. Amen. Kom. Ja, Jonathan, ons het lekker gelag vanoggend. Ons kom ek het nou weer gedoen. Maar prys die Here. Ek worry nie wat hierdie jaar my inhou nie. As die petrol 10 keer opgaan, dan gaan hy 10 keer op. Ek gaan 10 keer 'n verhoging kry. Ek hoef nie te mou nie. As die petrol opgaan, dan sê ek, Here, nou moet jy help. Louisa ken al die storie. Dan sê sy vir my, gaan winkels toe, en sy sê, die brood is op en alles is op. Dan weet sy, ons moet nou begin bid. So begin bid, dan sê ons, Here, petrolprys skoot al die kosse weer op. Dan help die Here ons weer. Maar dis die verhouding wat ons het. Wat doen die mense sal hoor die petrol gaan op? Wow, my salaris kan dit nie handle nie. Ek kan nie, hulle mou net. Hulle groan, hulle gooi tantrums. Hulle is so dikbek dat hulle dit uithaal op die kinders. Ek praat van families, mense, en die Here het ons 'n hoopvolle toekoms. Luister gou na hierdie verse. Hierdie verse het al jou antwoorde. Jy soek antwoorde. Hier is jou antwoord. Want ek weet wat gedagtes ek kan gaan die julle koester, spreek die Here. Gedagtes van vrede. Ja, van vrede. En nie van onheil nie. Nie van probleme en teëspoed nie. Maar van vrede. Om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. 'n Hoopvolle toekoms. Ons gaan hierdie jaar in. Die Here het vir ons 'n plan om vir ons 'n hoopvolle toekoms hierdie jaar te gee. Wie sien hy? Net 3. Maar hy sien nie uit. Yes, kyk wat Jonathan, hy steek sommer 2 hande op. Ek sien nog so sy uit. Ek sien uit, want ek sien uit wat die Here vir hierdie jaar gaan doen. Hierdie jaar was groot gewees, maar volgende jaar gaan groter wees. Volgende jaar gaan jy dinge sien. Die Here gaan beweeg, man. My God is good. En al die tyd is my God good. Amen. Moet jy daai liedjie speel, Jonathan? I am my God's not dead. Jy het op my gegee. Moet hom bietjie uithaal. Ons moet hom bietjie sing. Julle staan die met hom, we gaan oefen.
Prys die Here, ek hou van daai ding. Ons lyk soos? Ja, sy, so ons almal is standbeelde. Okay, vers 12. Daar ek en Jonathan. Ek tap net. Okay, dan sal julle my aanroep vir 'n tweede keer, nog 'n vers wat sê julle sal my aanroep. Die Here het nie gesê pleister nie, hy het nie gesê saggies nie. Hy het nie gesê stilte nie. Hy het gesê roep man. Maar ons roep nie na God nie. Dawid het hoeveel keer gesê roep na my God. Hoeveel keer? Hierso is nou weer, roep my aan. Kyk wat gaan, hier gaan hy nog verder. Kyk wat sê. Dan sal julle my aanroep en heen gaan. Amen. En tot my bid. En ek sal na julle luister. Die Here sê hy sal na jou luister. Maar jy moet hom aanroep. Jy moet hom aanroep. Jy moet hom aanroep. Maar die ding is, wat doen ons? Dat ek 'n stoel vat. Mooi wys. Ons kom by ons bed. Gaan heel ons op ons bid. Sê Here, dankie vir hierdie dag, maar ek het dit nodig en ek het dit nodig en ek het dit nodig en ek het dit nodig. Dis nie om God aan te doen. Dis 'n selfsugtige gees wat daar bid. Dis 'n gees wat net sy dinge soek. Daar's niks in vir Jesus. Daar's niks in met die Here nie. Jy het nie eker geroep na die Here nie. Jy het net nie myself opgegee. Ja. Dis nie wat God wil hê nie. Hy sê roep my aan. Ek sal luister. Hy wil hê jy moet hom verheerlik. Hy wil hê jy moet die voorhoewe ingaan. Jy moet in sy poorte kom met 'n gejubel. Jy moet kan hardloop en sê Here asseblief bid nou. Ek kan nie wag om met U een te wees nie. Ek kan nie wag om U te roep te prys die Here te wees. Ek kan nie wag om U aan te roep nie. Jy moet kan uitsien na jou gebed. Jou gebed moet nie vervelig wees nie, want dan is jy vervelig. En dan is jou siel dood. Jy moet opgewonde wees. Dit moet nie vir jou straf wees om te bid nie. Jy moet happy wees, jy moet jolly wees. Nee, Louisa. Yes. Maar weet jy hoekom? Jy moet die Here dien ten alle tye in blydskap. Ek het al daai vers vir julle gegee waar hy sê jy my nie oorvloed van julle van vreugde en jy in blydskap geprys nie, dan kus hy jou. Jy kan nie daai kus vat nie. Jou hart moet opgewonde wees. Jy moet net met die Here wees. Die Here verander nie, dis jy wat verander. Dis jou hart wat verander. Dis jou hart wat teen die Here is, wat nie uitroep nie. Die Here sê roep. As ek nou buite gaan staan en ek maak of ek jou nie hoor nie, gaan jy dit daar los. Jy gaan harder skree. Nou skree. Daai blinde man het gesê, gaan lees daai gedeelte. Daai gedeelte. Die disipel sê moenie. Hy sê wie sê ek sal. En hy roep. Die Bybel sê onmiddellik na daai tweede roep het die Here gestil staan. Gaan lees daai stuk. Maak soos daai blinde man. Seun van Dawid, wees my barmhartig. Roep na die Here. Hy is die leeu van die Juda-stam. Hy kom uit die geslag van Dawid uit. Maar wat gaan mense nou sê? So what? Wat is jy oor mense? As jou hart teen die Here nie. Jy moet opgewonde wees om die Here aan te roep. Kom ons gaan verder. Hy sê dan en julle sal my soek en vind as julle na my vra met jou hele hart. Met jou hele hart.
En Jolien, as ek jou iets gaan vra met my hele hart, dan sê jy uit jou pad uit gaan om. So sal die Here uit sy pad uit gaan. Maar jy moet alles insit. Jy moet alles insit. Dit help nie jy staan net en jy sit jy sê gedagtes op soos 'n gratientjie en dis nou nie gemik teen die gratiens nie. Maar en hulle sit 'n resitasie op en dan is dit nie myself. Dit is nie met jou hele hart nie. Jou hele hart moet daar in jou gebed wees. Jou hele hart moet met God wees. En jy is alright, as iemand wil verbyloop. Jou hele hart moet een met die Here wees. Jou hart moet wegsmelt met die Here. Hy moet een word. Maar hy kan nie een word as jy hand in die sak gaan sit en fluister in jou gebed. Is maar net 'n opskiet gebed om jouself tevrede te stel. Dis nie om God tevrede te stel. Maar die Here soek 2 ure en 40 minute. Dit help nie jy skiet net daardie opskiet. Opskiet gebede, ja, die Here beantwoord is. Maar hy soek ook daai 2 ure en 40 minute wat jy met hom in een is met hom. Die Here soek nie dat jy hom aan mekaar 2 ure, maar dit wat jy die hele dag doen, moet 2 ure en 40 minute op die einde van die dag doen. As jy hom elke 2 ure 10 minute, dan sal hy seker daar op eindig. Ek het dan nie die calculator hier by my nie. Los dit vir die slim mense laat hulle uitwerk. Op 15 minute. Net 'n bietjie bid met die Here. As jy nie meer kan bid, die worship, prys hom, eer hom, verheerlik hom, maar doen net iets. As jy nie weet hoe nie, kom hier na toe, want sy help ek. Sit musiek op en ons bid saam. Of wat maak sy pak met Eddie en Gerard almal. Ons gaan daar ver in die veld. Ons gaan bid en ek sê ek weier om terug te kom. Na so 2-3 ure eers. Nee, dis lekker man. Ek like dit. Kom ons gaan verder. Dan sê die woord van die Here vir ons. Maar my vind as julle na my vra met julle vers 14 sê vir jou, ek sal my deur julle laat vind. Ek sal my deur julle laat vind. So, wat is onmoontlik? Wat is onmoontlik? Hoekom? Hierdie jaar lê voor, maar ons het nie uitdagings. Ons is nie opgewonde. Kom, ons moet aan die brand wees vir hierdie jaar. Ons moet nie die eerste 2 weke as dit nou moeilik gaan, nou begin opgee en alles nie. Ons moet aangaan. Ons moet vir die Here sê, Here, ons vertrou U met ons hele hart, ons hele siel, ons hele verstand. En dan luister wat sê die Here verder. Luister na hierdie stukkie. Hierdie is baie interessant. Luister wat sê die Here. En julle lotvader. En julle Lotvader. Nou kom jy dieselfde jare hê as laas jaar. Hoekom jy dieselfde maand hê? 11 maande hê, 12 maande hê as laas jaar. Kom, ek wil my dit wil nou ek uitsien, moet verander. Ek wil groter hê. Ek wil hê die Here moet antwoord. Ek wil hê die Here moet deurkom. Ek wil hê die Here moet vir ons wees. Ek het 'n verwagting om groter te gaan. Net soos kom saam. Te verwagting dat hy gaan groei. Net soos in die gemeente. Te verwagting dat hy gaan groei. Ek het 'n verwagting dat die kinders gaan wegspring. Ek het 'n verwagting dat die kinders opvoeding gaan. Ek het 'n verwagting dat Paasnaweek dat die kinders vir my gaan sê, luister jy, hulle moet so ook 'n week om iets te doen. Ek het 'n verwagting
Dit moet nie dieselfde wees as laas jaar nie. Wat Jonathan? Hy sê vir my, hierdie jaar Desember wat nou gaan kom, gaan nie weer net die liggies wees nie, dit gaan groter wees, julle gaan sien. Hy het altyd my gesê, hy gaan dinge maak en ek weet nie wat als. Hy het 'n verwagting, hy soek nie dieselfde Desember nie. Hy soek dit groter. Dis dit 'n voorbeeld, omdat ek en jy moet dieselfde. Ons moet dieselfde na uitsien. Ons moet uitsien na groter. Na groter. Ek moet uitsien na die dood wat nie gaan lyk nie, maar dat ek die Here gaan dien. Ek weet al dat jy weet, maar dis kom ek vir jou preek. Ja, doen. Maar ek moet 'n verwagting hê, mense. Ek kan nie met oogklappe hier die nuwe jaar ingaan nie. Ek kan nie. Ek kan nie moedeloos ingaan nie. Ek kan nie. Ek kan nie as die eerste 2 weke nie uitwerk nie, nou 'n tantrum gooi nie. Ek kan nie. Ek moet uitsien. Ek moet uitsien my besigheid gaan groei. Dat die kerk gaan groei. Ek moet uitsien dat die kinders gaan groei. Ek moet uitsien dat ons worship team gaan groei. Ek moet uitsien dat ons dat Jonathan groter dinge gaan beplan vir hierdie jaar. Om dinge reg te maak. Ek het 'n groter verwagting hierdie jaar. Ek het 'n groter verwagting. Maar wat van jou? Al sou die spyeboom nie bot nie, al sou die dag geen wese in die krale wees nie, al sal daar geen vrugte in die wingerde wees nie, waar die bome wees. Al kan ek niks sien nie, moet ek hoop in God hê, dat ek 'n great jaar gaan hê, dat dit die jaar van die Here gaan wees, dat ek kan uitsien dat die Here gaan heers, dat die Here my gaan genees, die Here my gaan aanraak, die Here met my gaan wees, dat die Here my gaan lei. Selfs op skool, dan mense, wanneer hulle kyk na jou, dan sê jy, luister, reaksie Jesus aan. Want hierdie jaar wil ek die Here voluit dien. Want die Here is goed vir my. Amen. Kom aan mense, daar's hoop. Die Here sê 'n hoopvolle toekoms. As jy nou dieselfde jaar wil hê, as wat hierdie 2025 was, bly sit vol, asseblief, moenie eens dink om op te staan, moenie eens dat jou gedagtes daar kom, want dit is te veel werk. Maar as jy kan uitsien na 2026, laat jy jou vra staan. Sis, as jy kom optrek. Okay, Louisa, ek was aan jy sê kom op te staan. Okay, bly jy sit. Maar jy's daarom, jy kan daar pas in. Sê vir jouself, hierdie jaar is my jaar. En my jaar gaan great wees. My jaar gaan great wees. Moenie fluister nie. Skree dit. Yes, skree dit. Skree dat jou jaar kan verander, dat jy kan verwagting hê. My jaar gaan great wees. Nie nog groter, jy kan nog groter gaan. Wil jy net sê jou jaar bedalk wat? Kan jy nie hoor nie. Skree my maar. My jaar gaan great wees. Prys die Here. Maar dis die verwagting wat ons moet hê vir hierdie nuwe jaar. Dinge gaan na my kant toe gaan. My omstandighede gaan my nie meer afdruk nie, ek gaan my omstandighede afdruk. Hoor wat ek sê. My omstandighede gaan my nie afdruk nie, ek gaan my omstandighede afdruk. Ek is nie 'n loser nie, ek is nie gebore om 'n loser te wees, ek sou oorwin. Amen. Ek is 'n koningskind. Ek is opgewonde om 'n kind van die Here te wees. Ek kan uitsien na hierdie jaar, want dit is my jaar saam met die Here. Amen. Nou verklaar dit. Sê dit. Dis my jaar aan die Here. Ja, is jou jaar saam met die Here. Kom aan mense. Wat
Jou been. Wat soort met jou been? Kan jy krap? Sprint op hom. Nee, sprint. Ja, sprint. En die naam van Jesus, sprint. Dat kan goed gaan. Okay, stop maar. Die Bybel sê, geloof sonder die werke is dood. Amen. Yes, maar vat hierdie jaar wat nou voorkom en pak dit aan, sien uit. Moenie kyk as die eerste 2-3 weke nie uitwerk nie. Moedeloos raak. Ek sal floreer. Ek sal opstyg. Ek kan oor my omstandighede uitstyg. Ek kan 'n oorwinnaar wees. Ek is gebore om 'n oorwinnaar te wees. Here Vader, dankie vir oggend. Here, U sien elkeen wat vandag staan voor U. Here, elkeen, Here sien uit met 'n verwagting vir oggend. Elkeen sien uit met 'n verwagting vir hierdie nuwe jaar wat gaan voorlê. Hulle soek 'n verskil, Here. Here, hierdie jaar gaan ons U aanroep. Ons gaan nie stil wees nie. Die bure moet saam roep, Here. Here, die mense moet saam roep. Ons het 'n verwagting dat groot dinge na ons city toe kom. Na ons land toe kom. Ons het 'n groot verwagting, Here, dat die Gees gaan vaardig raak, dat die Gees gaan werk. Ons het 'n verwagting, Here, dat daar 'n verskil gaan wees in hierdie nuwe jaar. Here, ons het 'n verwagting vir die uitstorting van die Heilige Gees. Ons het 'n verwagting, Here, dat ons lewens gaan verander. Ons het 'n verwagting dat ons omstandighede gaan verander. Here, ons spreek lewe oor ons omstandighede uit vanoggend. In die naam van Jesus Christus. Here, ons bind Satan werk. Ons bind sy demone, sy hekse, sy prinse. Ons bind elke plan en gedagtes wat hy het oor ons. In die naam van Jesus. Here, ons trek die volle wapenrusting aan die voete, die bel, die borswapen, die helm, die skild. Here, en ons neem die swaard op, want as U vir ons is, wie gaan teen ons wees? Here, as ons aan U behoort. Here, U woord sê, as ons in U hand is, wie kan ons daaruit trek? Here, U woord sê, ek kan nie leeg terugkeer nie. U woord sê, Here, U het 'n hoopvolle toekoms vir ons. U woord sê, ons kan U aanroep, en U sal antwoord. U woord sê, U sal luister. Here, ons het vanoggend gelees. Here, ons staan op U woord dat U sal luister na ons gebede. Here, ons roep na U. Ons roep vanoggend aan, Here, dat U ons sal genees. Here, ons het 'n verwagting dat 2026 wat nou voor lê, Here, 'n groter jaar gaan wees. Elke dag saam met U gaan 'n verskil wees, gaan 'n dag wees in die Here, saam met die Here, vir die Here. Here, ons sien uit na hierdie nuwe jaar. Ons sien uit na wat U vir ons het. Ons sien uit, Here, in Jesus naam. Here, en dankie dat ons dit vandag kan verklaar oor ons lewe. En Here, help ons om 'n smile te kry. Dat ons net lag. Geef ons vreugde in ons hart, blydskap in ons siel. Here, laat ons hierdie jaar ingaan met groter blydskap. Groter vreugde, groter, Here, 'n groter glimlag, Here. In Jesus naam. En die kerk sê Amen. En die kerk sê Amen. En die kerk sê Amen. Nou sê dis. Prys die Here. Halleluja. Dankie dat julle ingeskakel was. Julle daar by die huis. Julle het 'n wonderlike diens gehad. Ek meen regtig nie om in julle kerk te wees nie. So prys die Here, maar moenie worry nie. Ek het hom geluister. So onthou vanaand het ons kom saam. Tot dan, wees geseën, wees gegroet. En van my kant af, shalom julle. Good night.